Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels 'n bietjie vanmôre oor die veranderende farmaseutiese landskap in Suid-Afrika en ook oor 'n baie lekker kompetisie wat Alpha Apteke loods. Hier in die ateljee by ons is Daniel Nel, hy is die uitvoerende voorsitter van Alpha Apteke en die hoofuitvoerende beampte van Greater Corp. Sowel Elmo de Vries. Ons gesels met Elmo en ook met Daniel. Goeiemôre mense. Môre. Maar is lekker om julle by ons te hê. Welkom. Daniel, kom ons begin by jou. Die farmaseutiese landskap in Suid-Afrika het nou gesê is besig om te verander as mense nou in die toekoms kan inkyk oor die volgende 5 jaar of so. Hoe ontwikkel daai landskap? Hoe verander dit veral as dit kom by onafhanklike apteke? Ek dink as ou kyk na waantoe jy weet die corporates van 2003 af gekyk het toe SAP ingekom het, dink ek het dit hulle baie sterker gedruk in 'n rigting in. En ek dink jy weet juis ons wat in hierdie posisie nou sit en waantoe ons Alpha wil vat. Ek dink die independent speel 'n groot rol veral aan die independent kant in die dispensaries en aan hulle persoonlike diens wat hulle gee aan kliënte. So ek dink as jy kyk na die market share ook in die land, independent sit actually nog die consumer dink ek weet dit nie, maar die independent besit nog eintlik maar 50% van ons land se medikasie en die verspreiding daarvan. So ja, mens sal dink dat die groot ketting farmaseutiese maatskappye al oorgeneem het, maar dis nie die geval nie. Glad nie die geval nie. So ek dink en dit gaan oor daai persoonlike diens. Jy weet, ons word nie geforse deur 'n corporate om 'n sekere medikasie vir pasiënte te gee nie. So dit sit jy weet die apteker doen eintlik nog wat 'n apteker moet doen. Wat eintlik maar baie belangrik is aan ons kant. Nou met die voortdurende druk op bekostigbaarheid en toegang, watse verskywings dink jy moet aptekers maak om hierdie dinge te bly? So data speel 'n verskriklike groot rol en ek dink met AI wat nou teen die spoed van wit lig beweeg, sit dit ons, hoe kan ek sê, kleiner maatskappye wat nie so sterk is soos die corporates nie in 'n baie sterk posisie om die data te gebruik om beter diens aan ons kliënte te gee. En ek dink, jy weet, in medisyne en eintlik maar jy weet in die mediese bedryf, dis 'n baie persoonlike, jy weet, diens wat jy gee en ek dink die independent sit met 'n groot voordeel om daai aan hulle pasiënte te gee. So om die data slim te gebruik, dink ek dit is besig om die independence actually in 'n baie sterk rigting te druk. Elmo, Daniel praat nou van onafhanklike apteke en die feit dat hulle nog steeds anders as mense dalk sommer net sal aanneem, nog steeds 'n baie kritiese rol speel in die gemeenskap. As 'n mens nou kyk van 'n verskaffer groothandelaars perspektief af, watter gapings is daar in daai hele ketting waar onafhanklike apteke kan intree en 'n werklike verskil kan maak? Ek dink die grootste gaping is as mens kyk na daar's nie een groot pas almal nie. En dit is nogals iets wat uitstaan as dit kom by die groothandel na die apteke kant toe. Data soos Daniel sê, elke liewe apteek diens 'n unieke area met unieke pasiënte. En om seker te maak dat jy die regte produk op die regte tyd beskikbaar het vir hulle. As mens kyk na die mees kritiese drywers as dit kom by produkbeskikbaarheid, bekostigbaarheid en die pryse, wat is belangrik daar as jy kyk na kleinhandel? Data, ek dink die regte stock file, die regte stock mix vir die area. Dit verskil definitief geografies dorp tot dorp van wat die pasiënte verkies, maar ook wat die dokters voorskryf. En is om seker te maak dat mens 'n konstante supply chain het daarvan. Dis interessant, dit is nie so al vir one size fits all nie. Dit is verskil. Wow, okay. Dis nou waarna ek dink, hoe bepaal jy daai unieke behoeftes? Jy verwys na 'n unieke area met 'n unieke pasiënt, 'n unieke kliënt wat jy moet diens. As dit nou kom by onafhanklike apteke, hoe gaan onafhanklike apteke daai hantering van daai area, daai unieke kliënt pas maak? Is daar 'n spesiale verandering? Want kyk, jy kan by 'n kettingwinkel instap en jy kan in 'n queue staan en jy kan weer in 'n queue gaan staan en weer in 'n queue gaan staan en dieselfde mense gaan op dieselfde manier hanteer reg oor die land. Maar watse gaps is daar vir daai onafhanklike apteek? So ek dink ons model is baie uniek op dit want ons speel presies in daai, dit is waar dit gaan. Dis om daai gemeenskap spesifiek te dien. Nou ons model is ons partner met die local apteker. Ons hoef nie daai apteke 100% te besit of jy weet so ons ek dink meeste van ons werk is om daai ou so te koop dat hy letterlik net kan fokus op pasiëntdiens en daai kom uit met die persoonlike verhouding wat hy ken letterlik amper elke pasiënt. So dis om hierdie, hoe kan ek sê, gemeenskap te segmenteer en te seker te maak dat daai aptekers fokus en elke dag daar is om sy gemeenskap te dien. So dis 'n manier hoe ons partner met die aptekers in die gemeenskap. Almoe tendense verander so baie, daar's nou 'n groot tendens van selfsorg. Watter gapings is daar nog wat mense op kan toeslaan?
Ek dink daar's heelwat. Data speel 'n baie groot rol en ek dink die verantwoordelikheid wat ons het is om seker te maak ons bly teen hoogte van die tendense. Ons spandeer ongelooflike baie tyd in die data om seker te maak dat ons nie net die pasiënte die regte produkte ook gee nie, maar dat ons saam met die dokters ook werk en wat hulle voorskryf aflewer op die einde van die dag. Dit is nogal 'n ding nie, beskikbaarheid is nogal 'n groot ding. Ek het al by groot plekke aangekom en sê ek soek hierdie, dan sê hulle daar's nou nie meer van hierdie nie. Dit is nogal 'n baie belangrike ding. Elmo, Alpha apteke in 2026 vir die jaar wat voorkom. Wat beplan julle? Dienslewering en ek dink om meer te groei deur meer voete deur independent apteke te dryf. Dis presies waar Alpha 52 of 52 vandaan kom, is om seker te maak ons gee terug in die gemeenskappe en ons wys dat die independent apteke is daar vir hulle. Nou, Daniel, om R100,000 weg te gee weekliks, Sure. is nogals iets. Wat het die idee geïnspireer? Jy weet, ek dink so ek het al van tevore soortgelyke kompetisie gedoen en ek dink toe ek en Elmo gepraat het oor, jy weet, wat is die plan vir 2026. Ek dink dit gaan terug na hoop toe wat ons wil teruggee in die gemeenskap en ek dink jy weet, dit is eintlik maar ons manier. So yes, dis nou lekker en dis nie net 'n bemarkingshoefie nie. Vir ons is dit regtig waar die stories wat daar uitkom is actually wat ons agteraan is en jy weet dit is net jy weet ons land kort hoop en ek dink ons hele motief rondom dit is regtig, want dit praat terug na jou vraag toe is hoe raak jy betrokke in daai gemeenskap? In die gemeenskap. En jy weet om R100,000 weg te gee 'n week, jy weet klink verskriklik, maar ons wil dit regtig waar gebruik om die gemeenskap betrokke te kry by die apteek en om actually 'n bietjie hoop terug te gee, jy weet en hulle deel te laat voel want jy weet enigiemand het R100,000 nodig. So en dit beteken en dit maak 'n groot verskil in enigiemand se lewe. Of dit nou vir hom is of 'n familielid se mediese onkoste is. Jy weet en ons is agter daai storie aan om daai gemeenskap te bou. Daar sê dit nou, agter die storie aan. Dit gaan oor op die einde oor mense se stories. Die oomblik as jy mense se stories kan inneem, kan hom omarm en kan help. Ek bedoel Elma, wat se uitkomste soek julle? Wat se nie soek julle nie. Wat se uitkomste hoop soos wat Daniel sê, hoop julle voor met hierdie veldtog? Ons weet 'n baie groot deel van ons land het nie akses tot mediese sorg nie of jy weet mediese produkte nie. So deel van dit is ons kan sien hoe groei ons invloed in die gemeenskappe, hoe ons sien ons apteke groei. So hoe meer voete ons deurdryf, hoe meer mense kan 'n kans staan om R100,000 te wen. Hoe groter kans is daar vir hulle om dit te kan daai R100,000 te kan gebruik terug na hulle na hulle gesondheid toe. Iemand wat hulle ken se gesondheid toe. Jy weet hulle kan dit op 'n rekening sit en hulle kan vir die volgende paar jaar nie weer daaroor hoef te bekommer in van ons apteke nie. So jy weet dit gaan vir ons beteken sukses. Baie mooi gebaar. As jy in 2027 is en terugkyk na die oomblik wat jy Alpha 52 begin het, wat sal jy onthou van daai oomblik? Ek dink ons is opgewonde om te kyk na die stories wat uitkom, om van daai stories te gebruik, terug te kom by die apteke. Ons wil bietjie onderhoude hou met die wenners en die stories wat daar gaan uitkom, gaan vir ons, jy weet, die invloed regtig gee. Want dit is waar ons met die gemeenskap direk in kommunikasie is, met hulle werk en die verskil kan sien wat ons maak. En ek dink dis wat mense wil hê. Mense wil hê dat iemand persoonlik betrokke raak. Daniel, buite nou die geld, die boodskap van hoop soos wat jy sê, wat Alpha 52 of 52 aan Suid-Afrikaners gee. Waarvoor staan julle handelsmerk? Alpha 52 is om 52 weke 52 weke vir die jaar, ek dink hoop terug te sit in die gemeenskap. Dis 100% wat ons is. Dis 52 weke, 52 lewens, een Alpha. Jy weet, Alpha sien mense. Ons is nie net 'n retailer nie. Ons werk met mense op 'n persoonlike vlak. So dis om letterlik daai gemeenskap te bind en om hulle eintlik bietjie in ons wêreld amper in te bring en te sê luister, jy weet, dis wat ons vir julle wil doen en om daai support te kry. Dit is 'n wonderlike boodskap. Baie dankie Daniel Nel en Elmo de Vries dat julle hier was. Dankie vir Alpha 52 se veldtog en dis meer dit klink baie lekker en ek dink dis hoogtyd laat die gemeenskap ons praat altyd oor allerlei planne en allerlei dinge, maar niks kom reg deur nie. Dat daar iets deurkom na die gemeenskappe toe, veral as dit kom by mediese sorg en die verskaffing van farmaseutiese produkte. Baie dankie vir julle draai vanmôre. Dankie vir julle. Daar is dit dan Alpha 52, Daniel Nel en Elmo de Vries wat by ons kom kuier dit vanmôre. As ons terugkom na hierdie kort advertensiebreek waarop ons nou gaan, dan gesels ons oor 'n biddag, 'n bidprojek vir skole en skoolleerders.